Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here, dankie dat soos U vir die disippels gesê het, hulle is nie meer slawe nie. So kan ons ook vanoggend sê, dankie Here dat ons nie meer slawe is nie, maar dat ons vrygekoop is, duur gekoop is. U kinders, dat ons in U kan lewe, lewensenergie tap, soos 'n loot aan 'n wingerdstok, sy voedingskrag uit die wingerdstok uitkry. Dankie Here dat U ons uitgekies het, dat U ons aangestel het om te gaan vrug te dra, vrug wat blywend is. En dankie dat wanneer ons getrou is daarin en ons in U bly, ons vrug kan dra wat ewigheidswaarde het. Dankie daarvoor. Here, ons gaan nou vanoggend uit hierdie teksgedeelte van Johannes 15 opnuut weer sien. U is die ware wingerdstok, die egte wynstok. En ons is U lote. Kom, leer ons, lei ons, praat met ons, raak ons aan, soos net U kan. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Is welkom om U Bybels oop te maak by Johannes 15. Ons gaan die 2020 vertaling hier op die bord hê. Johannes 15, dit is ons laaste preek in die reeks oor die ek is uitsprake van Jesus. Hy sê vers 1, ek is die egte druiwestok. En my Vader is die landbouer. Elke loot wat aan my, wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra, en my disippels kan wees. En dan vers 26, wanneer die Parakleet kom, wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by my is. Tot daar, ons skriflesing. Ons het die afgelope paar Sondae nagedink oor die ek is uitsprake van Jesus, wat in Johannes opgeteken is. Die eerste een het hy gesê, ek is die brood van die lewe. Toe, ek is die lig van die wêreld, die deur, die goeie herder, die opstanding en die lewe. Verlede Sondag die weg, die waarheid en die lewe. Nou vandag die ware wynstok. Die vraag wat ons vanoggend aan onsself moet afvra is, waaruit put ek my lewensenergie?
As ek in die oggend wakker word, wat laat my opstaan? Goed, behalwe die gewone dinge wat deur die dag gedoen moet word, is daar veronderstel, en dis waaroor die teksgedeelte gaan, 'n vlammetjie binne in my te wees wat brand, wat deur die Heilige Gees aangesteek is en wat veroorsaak dat ek 'n behoefte het, 'n hinkering om vandag iets te doen, iets te verander, 'n verskil te maak. Ons teksgedeelte praat van lote en 'n druiwepreel wat vrug dra. En soos daai mooi soet druiwe, hierdie prentjie is so helder. En daai druiwe, dink as ons nou na die erediens hier in die saal sulke pakkies, sulke druiwe gehad het, dan het almal van julle daarvan gekoop. Ons moet so vrug dra. Nou, ons het al trosse druiwe gekry, en dan is daar sulke verleptes, of stikkendes, of sulke stukke tussenin wat glad nie daar hoort nie. En dan pluk ons dit dadelik uit, voordat ons begin aan daardie tros eet. Jesus kom en hy gebruik hierdie beeld met sy disippels. En wanneer hy dit doen, dan skud hy hulle hele denkwêreld. Vir hulle, wanneer hulle wakker word, is die eerste ding wat hulle dan dink is dat ek 'n Jood is en dat ek deel is van die volk van God. Ons het so 'n paar Sondae, dink 2 Sondae terug, het ons gepraat oor die oggendgebede wat hulle dan bid, net om hulle gedagtes te rig op God, voordat hulle met hulle dagtaak gaan begin. En die groot beginsel daar agter is dat my lewe, my energie, dit wat ek doen, put ek uit die bron van my energie. As dit my kultuur is as Afrikaner, dan is dit my kultuur. Daar's mense wat in die oggend opstaan en hulle wil die Afrikaner wees. In alles wat hulle doen, beywer hulle om dit te bevorder. Daar's mense wat, en so kan ons aangaan. Bo alles moet daar in die eerste plek die behoefte wees, die vuur in my, om Christus te verheerlik, om hom uit te dra, die wêreld om my te verander. Dit gaan oor verbondenheid aan hom, dan gaan dit oor vrug dra, en dan gaan dit oor my getuienis. En in daardie volgorde, die manier waarin ek aan Christus verbonde is, bepaal wat 'n vrug ek gaan dra. En dit bepaal wat my getuienis gaan wees. En Jesus kom en hy sê, as ons 'n beeld gebruik van 'n druiwepreel met 'n druiwestok en lote, dan moet hy die bron wees, die druiwestok, waaruit ons energie, ons lewensenergie kry. En net soos 'n loot, daardie sap, daardie voedingskrag uit daardie druiwestok uitkry, is Christenskap, is my Christen wees onlosmaaklik verbonde aan hom. Ek kan nie 'n Christen wees, en hierdie klink dalk na
maar dit is logies, dit is vanselfsprekende gedagte, maar dit is nie so nie. Daar's baie mense wat probeer lote wees, Christen wees, sonder om die voedingskrag uit Christus uit te kry as die bron. Hulle probeer uit hulle self uit kerk wees, los van Christus in baie opsigte. Christelike identiteit is in die eerste plek in wie ek is. Jesus kom en hy maak die vergelyking van die Vader as die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy sodat dit meer vrug kan dra. So God die Vader is die een met die snoeisker. En as ek nie vrug dra nie, as ek nie in hom bly en vrug dra nie, dan sny hy weg. Ek dink aan daardie Matteus 25 dink ek, waar die eienaar weggegaan het vir 'n ruk en hy het vir sy 3 slawe geld gegee om verder om mee te woeker terwyl hy weg is. Vir die 1 10, vir die 1 5 en vir die 1 1. En toe hy terugkom, toe het die eerste 2 dit wat hy aan hulle gegee het verdubbel en die laaste een het die muntstuk gaan begrawe. En toe sê hy vir hom, toe straf hy hom, toe sny hy hom af. Hy vat daai 1 muntstuk en hy gee hom vir die een vir wie hy 10 gegee het. En hy sê vir die ander een, gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Wat 'n verskriklike woorde. Die Vader kom en hy sny hierdie onvrugbare lote af, en dan kom hy en hy vat die lote wat wel vrug dra en hy snoei aan hulle. En hier is die een vers, ons sê dikwels, maar Jesus of God laat partykeer beproewinge toe om ons te suiwer of so, of as ek bid vir genesing en dit gebeur nie dadelik nie, dan soek ek sin in hierdie, of betekenis in hierdie lyding, in hierdie tyd van swaar kry. Hier is 'n teksvers wat sê dat God direk ook swaar kry oor sy kinders, juis ook oor die wat vrug bring. En dit gaan oor geestelike vorming. Dit kan in die vorm wees van moeilike omstandighede. Dit kan verliese wees, ontmaskering van sonde, geestelike tugtiging, wat ook al. Maar die doel daarvan, daar's net een doel daarmee, en dit is nie om die gelowige te breek nie. Dit is om jou in staat te stel om na dit beter, meer vrug te kan dra. Die gelowige word nie deur hierdie snoeiproses van die Vader vernietig nie of verwoes nie, maar hy word gevorm. Jesus sê hier in vers 4 en 5, bly in my, soos ek in julle. En dit is die kern van hierdie gedeelte. Dit is dat ons voortdurend in hom moet bly. Want dit is die enigste manier om vrug te dra. Dit beteken dat ek sal volhard. Dit beteken dat ek voortdurend aan my geloofsverbondenheid met hom sal werk.
Bekering, sê ons, is 'n eenmalige gebeurtenis. Dis daardie dag metanoia, wanneer ek omdraai 180 grade en dan ander kant toe stap, waar ek aanvanklik eers weggestap het van Christus, draai ek om en ek stap nou na hom toe. Maar dit is ook 'n daaglikse, 'n voortdurende gebeurtenis. Want terwyl ek sy kind is, moet ek van my kant af werk daaraan om nader en nader aan hom te kom. U sien, vrug dra is nie 'n opsie nie. Dis 'n natuurlike gevolg van ware verbondenheid. Hierdie vers 6 is 'n verskriklike vers, 'n verskriklike uitspraak, dat Jesus sê die Vader sny onvrugbare lote af. Hy praat nie van ongelowiges nie. Hy praat nie van sataniste en mense wat heeltemal onverskillig teenoor hom lewe nie. Hy praat van kinders van die Here wat hulle verbondenheid aan hom verlaat en op hulle self begin staatmaak en hulle self begin dien as God aanstel en self die bron te wil wees van hulle Christendom, hulle godsdienst wat hulle beoefen. Wat dan gebeur is dat so iemand verdroog en dat hulle afgesny word, bymekaar gemaak word en in die vuur gegooi word om te verbrand. Daarom hierdie baie uiters belangrike uitspraak. Bly in my. Hou vas. Volhardend. Voortdurend. En dan kom ons hier in vers 7 en vers 26 en 27. In vers 7 sê hy, as jy in my bly, my woorde in jou bly, vra wat jy wil en dit sal met jou gebeur. Bly in hom. Hoe nader ek aan hom kom, hoe meer ek voedsel, geestelike voedsel, innerlike krag van hom afkry, verstaan ek sy wil. God se hart klop beter en kan ek dit beter verwoord. Weet ek wat sy wil is. En dan kan ek vra en hy sal gee. Iemand sê op 'n stadium, en dit was vir my op daai stadium so mooi uitdrukking, prayer is the power that moves the hand of God. Dit klink so mooi, nee. Prayer is the power that moves the hand of God. Maar daar's 'n groot gevaar in hierdie uitdrukking. Want as ek dink ek kan bid en dit sal God se hand laat beweeg dat hy my gebed verhoor, dan veroorsaak dit op die ou einde dat ek myself bo God aanstel en sê, maar my gebed het die krag om sy hand te laat beweeg. Dan is hy in my diens en ek gebruik hom. Prayer is the power that moves the hand of God. Maar wanneer ek dan in hom bly en na sy wil vra, dan sal dit gebeur. Dan kom ons by die parakleet. Parakleet is weer 'n Griekse woord. Die 2020 vertaling het nou mooi die Afrikaanse weergawe van die Griekse woord parakletos. 'n Parakleet is 'n trooster, 'n helper, 'n advokaat, een wat langs jou staan en jou help, jou troos. Hy is die gees van die waarheid. En hy het net een doel. Ons lees in ons teksgedeelte,
Jesus sê, hy sal oor my getuig. So hoe meer ek afhanklik van die Heilige Gees is, en hoe meer die Heilige Gees in my werk, sal die Heilige Gees net nog meer van Christus in my getuig. En dan kom die oproep, julle moet ook van my getuig. Dan kan ek van hom getuig. Ek sluit af. Bly in Christus. Bly in Christus. Laat toe dat die Vader jou snoei. Laat die Gees deur jou getuig. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here, U is ons Vader, U is die landbouer. Jesus, U is ons ware wingerdstok. En dankie dat ons, al wat U van ons verwag is, om in U te bly, ons lewensenergie uit U te kry en daarvolgens te lewe, voluit te lewe. Here, ons wil vanoggend kom erken, U is die bron van lewe. U is die bron, soos U die ware wingerdstok is U die bron van ware, egte lewe. En daarom hou ons aan U vas. Al is dit soms seer, sodat ons meer vrug kan dra tot U eer. Laat die woorde diep in ons bly, sodat ons gebede gevorm kan word deur U wil. Nou Heilige Gees, U wat van die Vader uitgaan en oor Christus getuig in my. Vul my met waarheid, met liefde, met moed, sodat ek 'n geloofwaardige getuie kan wees in 'n wêreld wat dikwels haat en misverstaan. Maak ons 'n gemeente wat in U bly, wat U vrug dra, wat met oorgawe en dankbaarheid U naam verheerlik. Here, berei ons harte voor vir vanaand, wanneer ons U lof kom besing. Ons Heiland is gebore, en dit het ons hele wêreld kom verander. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.